Goeiedag, liewe luisteraar. Ek is Willie Sondersin en ek nooi u hartlik uit om saam met my te kuier hier op die senders van Joy Gospel Radio. U is ook welkom om te luister na my program Wolke van Getuienis. Ons kuier so saam. Nou, ek het verlede week het ek die eerste gedeelte van hoe groot God is met u gedeel. Nou, ek wil graag weer die dinge herhaal van die Pakistan dokter in Engeland, wie se huis ek gehuur het tydens ons verblyf, en ek wil graag vir u weer dit net herinner aan wat het nou werklik daar gebeur. Ek het u vertel van die ongeneeslike siekte aan die onderkant van die dokter se rugstring, daar by die anus, wat hom die mees smartlike pyn besorg het. Weens die siekte het die mediese raad hom op 'n ongeskiktheidspensioen geplaas. Nou, die siekte was so erg dat hy voortdurend in pyn was. Hy moes letterlik op 'n tube, 'n sagte mediese kussing soos 'n binneband sit, om dit beter te verstaan en te maak aan ons kykers. Dit is 'n tipe van 'n ligkussing en daar moes hy gesit het, sodat daardie gedeelte van sy rugstring nie aan iets sou raak nie. Hy was 'n mediese dokter en het soms mense behandel by sy huis vir ekstra inkomste. Hy was 'n baie bekende man in die omgewing en baie mense het empatie met hom gehad. Nou, almal het geweet van die lyding waardeur hy gaan, soos ek genoem het. Was hy 'n Hindoe, en ek het met hom die evangelie gedeel, waarop hy my toe gevra het of ek nie vir hom sal bid nie. Ek het hom verseker dat my God, die God wat ek dien, die lewende God wat hemel en aarde geskaap het, kan en wil hom genees, te midde van die feit dat hy 'n afgodsaanbidder was en geen kennis het van die ware God nie. Het ek tog vir hom gebid, en ek het hom oortuig daarvan dat God maak gesond. Nou, nadat ek die evangelie baie duidelik aan hom verduidelik het en geloofskrifte met hom gedeel het, toe besluit ek, hy sê hy is ook reg om vir gebid te word. Nou, terwyl ek vir hom bid, wys die Here aan my 'n olifant wat se slurp so vas teen sy gesig is, en ek het nie veel waarde daaraan geheg aan die gesig nie, aangesien ek geen kennis gehad het van die Hindoe geloof nie. Nou, nadat ek vir hom met die oorgawe gebid het, het ek gesien dat daar niks met hom gebeur het nie, en hy was nog net so treurig en vol pyn soos voorheen, en baie teleurgesteld is ek na my huis, en ek het met God geredeneer waarom die Here hom dan nie genees het nie. Nou, so in my redenasie praat die Here met my. Die Here vra vir my, wat het ek vir jou gewys, terwyl jy vir hom gebid het? En skielik het die Here my aandag. En ek sê, Here, hy het my 'n olifant se kop gewys. Was my die antwoord vir die Here, beteken dit vir jou iets, het die Here aan my gevra. Nee, Here, dit beteken vir my niks nie, is net 'n prent wat ek gesien het. En die Here sê vir my, gaan vra vir die dokter, of die olifant dalk iets vir hom beteken. Op my vraag, ek spring so daar uit my huis uit, en ek is daar by die dokter, klop aan die deur, en ek kom op en ek vra vir hom, dokter, of die olifant wat ek aan die gesig gesien het, beteken dit iets vir u? En hy het my onmiddellik met die gang in sy huis geneem, na waar daar 'n geraamde foto van die kopgedeelte van 'n olifant teen die muur gehang het. Nou, dit was presies, toe ek het sien, toe weet ek, dis presies die beeld van die olifant wat die Here vir my gewys het terwyl ek vir hom gebid het. Hy het my vertel dat die olifant se naam is Ganesh. Hy het ook met my vertel dat dit sy God is, die God van voorspoed. Hy is ook daarmee gedoop.
weet as 'n baba in die naam van hierdie God Kenesh. Nou, ek wil hê jy moet sien dat Satan weet wie die regte God is. Hy weet ook dat die groot doop die regte doop is. Daarom is hy heel gelukkig dat hulle klein gedoop word. Nou, toe die dokter met my dit vertel het, ek onmiddellik verstaan waarom God hom nie genees het nie. Nou, vriende, God deel nie sy heerlikheid of sy eer met 'n afgod nie. Nog minder met 'n mens. Nou, hierdie dokter het sonder enige aanmoediging aan my die ongelooflikste verhaal vertel, dit wat ek van die oorsprong van Kenesh en hoe hy die God van voorspoed geword het. Nou, ek het dit verlede week, het ek die hele verhaal vir u vertel, wat hierdie volwasse en intellektuele man, vriende, wat soveel jare gestudeer het op 'n universiteit en sy PhD graad behaal het. Daardie dag wat hy aan my vertel het, vriende, was so bo-menslik en ongelooflik, dat ek sprakeloos was, dat hy 'n mediese dokter, 'n intellektuele man, aan sulke onlogiese en klomp leuns van Satan kon glo. Dit was asof ek geluister het na 'n veeverhaal uit 'n kinderstorieboek. Ek was stom geslaan dat hierdie volwasse man so 'n blaatante leuen van die duiwel kon glo. Net om die mense aandag van God af te kry en te glo aan 'n mite wat nooit bestaan het of nooit ooit sal kan bestaan nie. En in hierdie ongelooflike verhaal en is kinderagtig en onlogies, dit kan nie plaasvind nie. Nou vriende, iemand het eendag vir my gesê dat as ons die Bybel lees en ons lees van al die wonderwerke wat gebeur het, dan wil jy ook wonder, kan dit waar wees? Daardie bo-natuurlike dinge soos die kloof van die Rooi See, van Jona in die buik van 'n groot vis, dit alles, vriende, laat 'n mens soms dink, dat soms wil jy twyfel ook. Dan voel jy, kan dit waar wees? Samson die sterk man in Rigters 15 vang 300 jakkalse en hy neem fakkels en draai sy stert teen stert en sit 'n fakkel in die middel tussen elke 2 sterte in. En hy steek die fakkels aan die brand en los hulle in die ongesnyde graan van die Filistyne. Hy het die miete sowel as die ongesnyde, die miede sowel as die ongesnyde graan en die wingerde en olyfbome aan die brand gesteek. Nou hierdie verhale klink ongelooflik, dat jy soms wonder, Here, kan dit waar wees? Vir die natuurlike mense is die dinge van die gees van God dwaasheid, maar vir ons is dit die krag van God. Ons sien die ding daar agter. Dit laat my dink aan die dogtertjie wat in Engeland op 'n parkbankie gesit het en in die stilte van die park die voëls hoor fluit en sy het net die stilte van die park geniet en rustig haar Bybel gelees. En terwyl sy so lees, kom daar 'n ouerige man verby en hy vra vir haar, wat lees jy, dogtertjie? En sy wys hom die Bybel. Hy vra toe vir haar of sy glo wat daarin staan. En baie verseker antwoord sy die oomie dat sy glo alles wat daarin staan. Hy probeer toe vir haar oortuig dat dit net stories is en 'n mite is, dat dit nie alles die waarheid is nie. Hy probeer om haar te vertel dat die verhale te ongelooflik is en dat dit menslik gesproke nie die waarheid kan wees nie. Dit is die Here die wyse beskaam en die eenvoudige het hy opgetel.
Nou, baie beslis en vol oortuiging antwoord sy, die ou dogtertjie, die oomie, dat sy alles glo wat daar in haar Bybel staan. Hy noem toe aan haar as 'n voorbeeld. Hy sê vir haar, wat van Jona en die groot vis ingewande? Hy sê vir haar, waar het jy in jou lewe gesien 'n man in die ingewande van 'n vis? En 3 dae later word hy uitgespoeg en hy lewe nog. Hy was onder die water binne in die buik van die vis 3 dae en 3 nagte. Maar die dogtertjie het volstaan dat sy alles glo wat in die Bybel staan. Maak nie saak wat die oomie ook al sê om haar te probeer oortuig nie. Hy vra toe aan haar of sy glo dat daar 'n hemel en 'n hel is. Baie verseker antwoord sy dat as die Bybel dit sê, oomie, dan glo sy dit dieselfde. Sy verseker die oomie en sê vir hom dat as sy in die hemel kom, gaan sy die eerste ding wat sy gaan doen, is om vir Jona te vra dat hy haar moet vertel hoe dit gevoel het in die ingewande van die groot vis vir 3 dae, 3 nagte. Lag die ou oomie en sê nou net, hy is nie in die hemel nie. Baie strand en nie op haar mond geval nie, antwoord die ou dogtertjie. Wel, oomie, as hy nie in die hemel is nie, dan moet hy seker in die hel wees. En as hy in die hel is, dan moet jy hom maar gaan vra. Ek het verlede week vir u die verhaal van die oorsprong van hierdie dokter se afgod Ganesh breedvoerig vertel. Nou, vriende, daar gaan nie nog ongelukkig nie tyd wees om dit weer te herhaal nie, want ek wil u vertel dat God hom wel op die ou end genees het. Nou, vriende, u moet verstaan dat die Here het hierdie dokter op my eerste gebed nie genees nie. Want u sien, vriende, dat God ken ons gedagtes, God ken ons motief. God sien die groter prentjie. God sien die begin van die prent en ook die einde van die prent. Vir ons mag dit alles so eerlik en opreg lyk, maar God sien dieper en sal beslis nie met 'n afgod sy eer deel nie. Op een of ander manier sou Satan, of liewer hierdie sogenaamde God van voorspoed, Ganesh, die eer gekry het en daarom het God hom nie genees op die eerste gebed wat ek vir hom gedoen het nie. Nadat hierdie dokter my die ongelooflike verhaal van Ganesh vertel het, het ek in 'n baie duidelike taal aan die dokter genoem dat die God wat ek dien, die enigste lewende God, skepper van hemel en aarde is en dat daar geen ander God is dan hierdie lewende God nie. Ek het hom verseker dat hy moenie dink dat hy my God sal kan bedrieg nie, of my God sal kan probeer flous nie, soos hulle sê, want my God ken tot jou gedagtes. Die Bybel sê ook op 'n plek, hy sê dat die Here kyk uit die hemel en hy sien al die mensekinders, hy sien al die mensekinders. Vanuit sy woonplek aanskou hy al die bewoners van die aarde. Vriende, kan jy dink hoe groot is God se almag? En ek sê jy sal nie my God kan bedrieg nie. Hy weet die intensies van jou hart, hy ken jou besluite, hy ken jou motief, hy ken alles, hy ken jou doen en late. God ken jou gedagtes in jou binnekamer. God weet wat jy in jou binnekamer dink. Ek het opnuut die dokter verseker dat my God wel nog in die besigheid is volgens die woord om siekes te genees. Ek het aan hom die skrif in Jesaja 53 gewys, dat die straf wat vir ons as skepping die vrede aanbring, skepsels die vrede aanbring, was op die Seun van God, naamlik Jesus die Christus, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ek het aan hom verduidelik dat alvorens hy nie daardie God van hom met 'n opregte hart gaan verloon nie,
hom heeltemal onteien deur en hy wys my die prent en ek sê vir hom deur die prent van die sogenaamde God van voorspoed kennis te gaan verbrand of vernietig nie, kan hy my God hom nie genees nie. Jy moet weet vriende dat ek het reeds vir hom in sy toestand gebid en hy is nie genees nie. So daar moes iewers 'n fout gewees het. God is nie 'n mens dat hy so lieg nie. Sy woord verklaar dat alles wat jy hom vra in die naam van Jesus, dit sal hy doen. Jesus sê self, voorwaar, ek sê vir julle elkeen wat in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen en groter werke dan dit, omdat ek na my Vader toe gaan. Ek het aan die dokter voorgestel as 'n teken dat hy die godkennis verwerp, moet hy die prent vir my gee dat ek dit kan vernietig. Ongelukkig wou hy dit nie doen nie en het hy my plegtig beloof dat hy self sal die prent vernietig. Terwyl ek en hy daar staan, het hy inderdaad die prent geneem en dit in sy asblik gegooi. Vriende, soos ek genoem het, was hierdie man in 'n konstante pyn, so erg dat hy dit nie meer kon uithou nie. Hy was desperaat. Hy kon nie meer leef met die pyn nie. Hy was geen geneesheer in Engeland, selfs in Pakistan, waar hy vandaan kom, kon sy pyn verlig nie, of hom help nie. Maar waar hy geloop het, was hy verplig om die tipe van 'n mediese ligband oral saam met hom te dra. Hy was absoluut desperaat vir genesing. Ek het hom weer verseker dat, dokter, my God kan jou genees. As jy dit net opreg met hom bedoel, meen daardie God van jou verloon. Daardie God wat nie bestaan nie en dat dit alles net 'n leuen is en van Satan en dis Satan wat daar sit en jou so pynig. Ek het hom oortuig dat hy Jesus moet aanneem as hy persoonlik gesaligmaker. En vriende, hy was bereid om dit te doen. Ek het die evangelie breedvoerig aan hom weer verduidelik en gevra, dokter, sien u kans om ten volle oorgawe te maak, jou sondes te bely en vir God om vergifnis vra dat jy aan 'n afgod geglo het. Ek het hom weer verseker, hy sal my God nie kan bedrieg nie, want my God weet alles, hy ken die diepste resesse van jou hart. Hy ken die motief van elke mens se hart, vriende. Nou, hierdie dokter het ingestem en byna met trane in sy oë my gesmeek om vir hom te bid. Hy het die sondaarsgebed agter my aangebid en gesê, Here, vergewe my sondes, was my rein, en hy het alles saam met my gebid. Hy het met sy eie lippe bely dat hy 'n sondaar is en dat hy Jesus as die seun van God erken, dat daar geen ander God is dan die God, die skepper van hemel en aarde, en Jesus die seun van God, die enigste middelaar tussen God en die mens is. Hy het dit hardop bely en toe hy klaar was, het ek langs hom gaan sit en vir hom verseker dat as hy dit opreg bedoel het, my God hom nou gaan genees. As ek my hande op hom lê, volgens Markus 16 vers 16, hy wat glo en hom laat doop sal gered word, en die wat geglo het vir hulle sal hierdie tekens volg. Nou vriende, ek wil vra dat u mooi na hierdie vers sal kyk, wat glo en hom laat doop sal gered word. Sê in Markus sê hy dit. En nou ek wys hom dat daar 'n ander God in sy lewe is en dat daardie God eers verwyder moet word. Daar is nie, dit bestaan nie. Vriende, ek besef dat die woord verklaar dat die gebed van die regverdige sal die kranke red, en al het hy gesond, dat dit sal hom vergewe word. Ons moet nie vergeet nie, vriende, dat ek reeds vir hom gebid het met sy God op die agtergrond, en daar was geen genesing nie. Nie eens sprake van genesing nie. Met ander woorde, die struikelblok
wat die genesing van hom weerhou, moes verwyder word. En hy self, en ek dit alles aan hom verduidelik, hy self moet dit doen, nadat ek tevrede was, dat ons alles gedoen het volgens die woord van die lewende God, het ek my hande op hom gelê. Ek het sy hoof in albei my hande geneem en begin bid. En skielik het my hande begin ontsettend warm word. En my bolyf het onbeheers begin ruk. My hande het erg begin bewe. Die sweet het op my voorkop uitgeslaan. My liggaam het so warm geword. Ek was bewus van 'n boosheid wat hierdie dokter verlaat. Toe ek amen sê, het die dokter my vasgegryp en geroep, I am healed. Willie, I am healed. I am healed. Hy het opgespring en op en af geloop en op sy boude op die bank gaan sit. Hy het weer opgespring en uitgeroep, I am healed, I am healed. Weer het hy op 'n harde stoel gaan sit en daar was geen pyn nie. Hy was oorstel van blydskap. En op daardie selfde oomblik is daar 'n klop aan die deur en toe hy die deur oopmaak, staan die superintendent van die hospitaal waar hy gewerk het, staan hy daar. Hy het die man skaars gegroet en het net uitgeroep, I had a healing session with Willie and I am healed, I am healed. En hy was hierdie ou was die superintendent, hy was ook 'n dokter dat hy op die harde stoel kan sit sonder enige pyn. Hy nooi my en die superintendent saam met hulle te eet. Nou Annetjie, my vrou, was op daardie oomblik in Suid-Afrika op besigheid. En die dokter was oorstel van blydskap, sy gelaat het verander. Jy kon die geluk op sy gesig sien terwyl ons eet. Ek was so trots op hierdie lewende God wat ek aanbid, liewe vriende. Die dokter het gesels asof hy 'n nuwe lewe ontvang het. Ongeveer 'n uur later sien ek skielik hy soek na daardie ligkussing wat vir my sê daardie demoon is weer terug. Ek het gevoel ek kon net daar op 'n hoop sit en bitterlik ween toe ek die teleurstelling op hierdie arme man se gesig sien. Hy was weer in dieselfde pyn. Ek het mooi vir hom verduidelik toe ons alleen was dat God met hom gewys dat hy wil hom genees, maar dat daar nog iewers 'n deur oop staan vir die demoon wat hom so pynig het om weer in te kom. God het sy motief geken. Sy motief was nie reg nie. Ek het hom gesmeek om van harte daardie God te verloon. En ek het ook vir hom gesê dat hy het nie werklik gedink om daardie God te verloon nie. My God het my gewys dat hy hom kan en wil genees. Maar dat hy Kenes sal moet vernietig en hom moet verloon en sy huis moet skoonmaak van die afgode. Die dokter het met my byna in trane sy oë en met baie verleë en treurig gelaat laat verstaan dat sy vrou sal dit nooit toelaat dat hy daardie afgod sal vernietig nie, dat sy hom sal skei as hy dit sou waag. Vriende, hoe tragies dat Kenes, die God waarin hy gedoop is as baba, die demoon is wat in werklikheid sy moordenaar is, wat hom vir soveel jaar so gepynig het. God het geweet dat hy daardie God nie sal verloon nie. Ek het weer en weer gebid, sonder enige sukses. Ek het selfs van my Christen vriende gevra om hom te besoek en vir hom te bid, want ek het terug na Suid-Afrika toe gekom. Een van my vriende het ook vir hom gebid, toe wys die Here aan my vriend dat daar nog 'n afgod in hulle kas is, en dit is die hindernis tot sy genesing. Hoe hartseer, dierbare vriende, was dit nie om hierdie man te sien, met die pyn in sy oë, en terug waar hy was met die demoon Kenes, wat hom gepynig het. My God het net vir hom gewys dat hy hom kan en wil genees. Hy was nie bereid om die God van voorspoed te verloon nie. Ek was reeds terug in Suid-Afrika, toe het ek 'n vriend van my gevra om hom te neem na genesingsdiens
wat pastoor Bonke gehou het, nie ver van waar die dokter woonagtig was nie. My vriende het hom spesiaal kom haal met 'n kombi en pastoor Bonke het hom reg voor in die tent laat sit. Sy toestand het so vererger dat hulle moes hom dra. Pastoor Bonke het vir hom gebid, maar niks het gebeur nie. Hoe tragies, dierbare vriende, hierdie verhaal het geëindig. Dat hy nie lank daarna is hy oorlede. Hy, terwyl hy in Christus 'n oorvloedige lewe kon geniet en volkome genees kon gesmaak het, maar hy het gekies en moes die smartlike lyding deurstaan tot op sy sterfbed deur die demoon wat hy so vereer het. Vriende, kan u sien dat Satan 'n moordenaar, 'n dief is? Vriende, is dit nie soms die geval met ons ook nie? Ons keuse verleng soms net ons pyn en ellende. Die dokter het gekies, soos ons almal een of ander tyd sal moet kies. Wil u nie vandag 'n keuse maak, 'n keuse vir God maak nie, maar 'n ware keuse? Vriende, die mense het hom spesiaal kom haal met daai kombi. Hulle het reg voor in die tent het hulle hom gehou. Hoe tragies. Daarna is hy oorlede. Vriende, om te dink hy kon nie geneesprys gee nie, terwyl sy genesing daar gelê het in wag vir hom. O, ons God is 'n God wat nie pynig nie. As ek dink wat gebeur in die wêreld en ek sien hoe die mense vermoor word, doodgeskiet word en al daai dinge, en dan sien jy dis 'n demoon agter dit alles. O, dierbare vriende, kom ons bly by die Here. Kom ons hou vas aan sy naam, sy groote naam. Hoe groot is God nie, vriende? Ons wil hom dank en eer. Ek bid ook, Vader, as daar iemand is wat vanmiddag onverskillig is om nie die drankprys te gee nie, die pornografie prys te gee nie. Here, om al hierdie dinge prys te gee ter wille van 'n ewige saligheid. Ek bid vanmiddag dat u elke een, Here, sal aandoen met krag, dat hy 'n besluit, 'n kwaliteitsbesluit sal neem vir u. Ek vra dit in Jesus naam. Amen. Willie Sondersen groet. Tot volgende week. Maranatha. Jesus kom. Amen.